Goeiemôre, welkom ook aan almal wat terug is van vakansie af. Ek gaan nou nie sê julle moet julle hande opsteek nie. Pretoria bly maar 'n lekker plek, né? En so as julle nie verlede week hier was nie, ek het verlede week gedeel met die wat verlede week hier was, dat ons het gaan stap in die Wildtuin en toe het 'n renoster ons bestorm en met die weghardloop het 'n tak my gegryp en amper my oog uitgeruk. Ja, so dis die rede vir die oogklap. Nee, ek het 'n operasie gehad Woensdag. So dit is die regte rede vir die oogklap. So as julle bietjie weg was, ook aan ons besoekers, baie welkom. Hoop regtig dat julle volgende tyd saam met ons sal geniet en dat die Here julle ook sal bedien deur die woord. So as julle weg was, ons is besig met 'n reeks uit psalms en verskillende maniere wat ons al verduidelik het oor hoe jy psalms kan bestudeer. Wat ons gekies het om te doen is om na die verskillende kategorieë te kyk en dit sal op die skerm wees. So daar's verskillende, al 150 psalms. As jy dit vat, kan jy dit in verskillende kategorieë indeel. En so in week 1 het ons gekyk na lofsang. Lofsang is woorde wat ons gebruik, gebede of skryf of sing en dit fokus op wie is die Here. So wanneer ons praat van lofsang, dan is ek besig om woorde te gebruik om die Here se grootheid te beskryf. Net soos wat ons nou gedoen het. Verlede week het ek gepreek oor vertroue, Psalm 69. Vandag gaan ons kyk na danksegging. Dat ek net my bril op kry. Danksegging. Wat is die verskil tussen lofsange en danksegging? Danksegging is die gebruik van woorde, gebede, skryf of sing, waar ons dankie sê vir dit wat die Here doen. So lofsang wie hy is, danksegging wat hy doen. En volgende week gaan ons kyk na die koning van konings. Koning van konings. En so ons psalm vir vandag wat julle kan oopmaak by is Psalm 16. Dit is dieselfde psalm wat Petrus aanhaal in Handelinge 2 vers 25, waar Petrus die eerste keer opstaan na die uitstorting van die Heilige Gees, begin hy met boldness praat oor evangelie en wat Jesus kom doen het, en hy haal hierdie psalm aan. Dit is dieselfde wat Paulus doen in Handelinge 13 vers 25, haal ook hierdie psalm aan. En so my boodskap vanoggend uit Psalm 16 is, jou danksegging vloei uit jou oortuiging van wie God is en nie jou realiteit nie. Jou danksegging vloei uit jou oortuiging van wie God is. Daarom het ek vanoggend regtig net hierdie angstigheid in my hart dat die Here regtig vandag iets sal kom oopbreek van wie hy is vir jou. Want dit is uit daardie wete van wie hy is, dat ek weet wat hy doen. En dit is waaruit my danksegging vloei. Nie my realiteit nie. Paulus skryf die volgende in 1 Tessalonisense 5, vers 16 en 18, oor danksegging. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Hoor gou hierdie. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. So waarin moet ons dankbaar wees? Dit gaan swaar, 'n renoster het my bestorm, die lewe druk. Ons moet in alles dankbaar wees. Want dit is die wil van die Here. En so om dit te verstaan, hoe is dit moontlik? Moet ons verstaan, dit gaan nie oor die realiteit nie, dit gaan oor wie God is. So kom ons lees, Psalm 16, vers 1. Sy psalm is 'n gebed van Dawid. Beskerm my, o God, want ek kom na U toe vir skuiling. Beskerm my, o God, net soos verlede week Psalm 69 begin hy met hierdie petisie, hierdie uitroep. Verlede week, red my, o Here, en hierdie week Psalm 16, beskerm my, o Here. En so weer eens weet ons nie, daar's nie genoeg inligting oor presies die situasie waarin hy homself bevind wanneer hy hierdie psalm skryf nie. Maar ons weet wel waaroor hy benoud is. Hierdie benoud uitroep, beskerm my, o Here. Sien ons in vers 10 dat hy's benoud oor die dood, dat hy's bang vir die dood. So of dit is dat Saul besig is om hom na te sit en hom te probeer doodmaak, of dit is sy eie seun, soos ek verlede week gesê het, sy eie seun Absalom wat hom wou doodmaak. Ons weet nie presies die omstandighede nie. Maar ons sien net in sy benoudheid die vrees wat hy het vir die dood. Baie belangrik in hierdie vers, die woord want. Die woord want kan ook geskryf word
omdat. So beskerm my, Here, want, beskerm my, Here, omdat U my skuiling is, omdat U my veilige plek is, omdat U die plek is waar ek bewaar word, daarom roep ek uit, beskerm my. So beskerm my, Here, omdat U my skuiling is. Omdat U my skuiling is, daarom roep ek uit, beskerm my. En so die plek of die persoon waarna toe jy in moeilike tye draai, is jou veilige skuiling. En vir baie mense is dit miskien kos, of drank, of die seksuele, miskien status, prestasie, miskien net om te sit op die bank en YouTube te kyk oor en oor en oor, laat my voel, ek is okay, ek is veilig, of Netflix. Ek onthou die storie, Himnetjie was 1 jaar oud, ons het op die proefplaas gebly, ons was koshuisouers by Tuks, en sy het haar eie pram gehad, met haar poppie in, haar baba, waarmee sy geloop het, en so ons het die dag gaan stap op die plaas, en so as uit die koshuis uitgaan, die oprit na die koshuis toe het met 'n helling afgeloop, en soos wat sy leun op hierdie baba prampie van haar, gaan die ding uit, en sy val op haar gesig, en die skrape, en soos 'n goeie pappa, in daai oomblik kry ek hierdie kind van my so jammer, en ek wil haar net optel, en ek wil haar net vasdruk, en sê, jy's okay. En julle sal nie glo wat sy doen nie. Hardloop reguit verby, na haar ma toe. Net so staan Jesus, en hy kyk oor Jerusalem, in Lukas 19. Net voordat hy ingaan die laaste keer op die donkie. Toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Hy het begin huil. En gesê, as jy tog maar net geweet het, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien. O Jerusalem, as jy tog net geweet het, dat ek jou redding is. Dat ek die een is, by wie jy veilig is. Dat ek die een is wat jou beskerm. Na wie toe hardloop jy? Vir beskerming. Vers 2. En ek sê vir die Here, U is my Here, alle goeie dinge kry ek van U alleen. En so ons sien 'n verandering in fokus van Dawid se gemoed van vers 1 na vers 2 toe. Vers 1 benoud, roep uit, beskerm my. En dan sien ons die petisie verander in 'n lofsang. En ek sê vir die Here, Jahwe, U is my Here, Adonai. En so Adonai beteken die soewereine God. My Here, my heerser, my meester, my Lord. Die een wat my lot bepaal. En so in hierdie oomblik van sy realiteit begin Dawid lofsange besing oor wie die Here is vir hom. U is my Here. Ek sê vir Jahwe, Jahwe in Hebreëus as jy dit uitspreek is 2 plofklanke, dit is soos 'n asemhaling in. Daai Jahwe. Jahwe. U is so naby aan my soos my asemteug. En ek roep uit na my Here, my heerser, die een wat my behou, die een wat bepaal. Is nie mooi nie. By U kry ek alles wat goed is. By my Here, by die een wat oor my heers, by U alleen kry ek alles wat goed is. Ja, daar is goed wat lekker lyk, goed wat miskien lekker proe, maar dit wat nie van die Here afkom nie, is nie ewig nie. En so in hierdie oomblik kyk Dawid en sê, daar is so baie goed hier voor my, maar alles wat vir my goed is, kry ek van die Here. Daar is niks meer kosbaar as U koninkryk vir my nie. Matteus 13 vers 44. God se koninkryk is soos 'n skat wat in 'n stuk grond weggesteek lê. Iemand kry dit daar,
maar steek dit dadelik weer weg. Oorsteld van blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie stuk grond. Wat is jou kosbaarste skat in jou lewe vanoggend? Wat is jy bereid om prys te gee daarvoor? By my Here, by my Heerser, by die een wat bepaal oor my lewe, by hom alleen kry ek alles wat goed is. Dit wat nie vergaan nie. Vers 3. Die sogenaamde heiliges in die land vervloek is elkeen wat vreugde in hulle vind. Mag hulle wat ander gode najag baie droefheid beleef. Drankoffers van bloed sal ek nie uitgiet nie, of die name van hulle afgode op my lippe neem nie. Here, U alleen is my erfenis, my beker van seën. U waarborg my lotbestemming. 'n Pragtige plek is vir my afgemeet, wat ek geërf het, is vir my mooi. Sien, hy is besig om aan te gaan met hierdie lofsang. U is my erfenis, U is my beker van seën, U is my lotsbestemming. Groot Afrikaanse woord. U is die een wat my lot bepaal. Wanneer ons loetjies trek, dan is ek nie afhanklik, en my toekoms is nie afhanklik van die loetjie, of die gooi van die dice nie, of omstandighede nie. My lot, my toekoms, my lewe, dit wat gebeur, word deur U alleen bepaal. Nie deur my omstandigheid, of deur mense nie. En so die woorde wat Dawid hier gebruik, U is my erfenis, U is my beker van seën, U is my lotsbestemming, U het die lyne vir my mooi afgemeet, sien ons in Numeri 18, vers 20. Numeri 18 is wanneer Israel die beloofde land ingegaan het, hulle die land oorgeneem, almal uitgedryf. En dan begin hulle loetjies trek, die 11 stamme, oor wie watter stuk grond kry. Oor hoe die grenslyne ingedeel moet word. 11 stamme, nie 12 nie. Vers 20, sê die Here die volgende vir Levi, die stam van Levi, die Lewiete, die priesters wat in sy diens gestaan het. Ook het die Here vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel en jou erfenis onder die kinders van Israel. En in hierdie oomblik, hierdie benoudheid, hierdie angstigheid van die dood, kom Dawid en sê, Here, U is vir my genoeg, U is my erfenis, U is vir ewig, en daarmee is ek ver genoeg. Daarmee is ek ver genoeg. Vers 7, ek prys die Here, wat my insig gee, ook in die nag is ek daarvan bewus. Vers 2, U is my Here, U is my Adonai, omdat U my Adonai is U die een by wie ek raad kry. U kan nie my Here wees, die een wat my lewe bepaal, en nie die een wees wat raad gee nie. En so vers 7 is nie maar net ja, die Here is ook my raadgewer nie. Nee, dit vloei in mekaar. Omdat hy my raadgewer is, weet ek dat ek by hom veilig is. Daarom kan ek uitroep na hom toe as my skuiling. Beskerm my. Omdat hy my Here is, weet ek dat ek na hom toe moet gaan vir raad, vir insig. En so, hoe lyk dit prakties vir ons? Hoe lyk dit prakties om na die Here toe te gaan vir insig, vir raad? Sy woord, die Bybel, is sy geskrewe insig, sy geskrewe raad vir elkeen van ons. Dit gee vir ons die insig wat ons nodig het, die raad wat ons nodig het, om deur hierdie lewe te wandel. Voorbeeld, jy kom vanoggend hier in, en jy het sopas die Here se naam groot gemaak met lofsange, maar jy sit hier vanoggend en daar is nie vrede in jou hart nie. Miskien is jy kwaad vir jou sussie, miskien is jy kwaad vir jou broer, miskien is jy kwaad vir jou man of jou vrou. Here, gee my raad, gee my insig. Matteus sê die Here, en as jy na my toe kom om jou dankoffer te bring, jou lofsang te bring, en daar onthou dat daar iets tussen jou en jou broer is, sit jou dankoffer neer en gaan maak reg. En kom dan en bring jou dankoffer.
Ons gaan na die Here se woord toe. Sy insig en sy raad vir ons. Dis hoekom die psalmdigter in Psalm 119 vers 105 die volgende sê: U woord is soos 'n lamp vir my voete. U woord, Here, is soos 'n lamp vir my voete. 'n Lamp, as jy hom in die lig hou, hoe ver gee hy vir jou lig? Net hier rondom jou. U woord, Here, is my lig in my omstandighede, in my realiteit, en dit wys my die volgende tree. En soos wat ek die volgende tree gee, Here, is die lamp, die woord vir my genoeg om my weer eens te wys, die volgende tree. En so van vers 2, ek weet nie of julle dit gesien het nie, fokusverskywing vers 1 na 2 toe, van petisie, van benoudheid na lofsang, en vir hierdie 6 verse, is Dawid besig om uit te roep, wie die Here vir hom is. My veilige skepping, my Here, my kosbaarste skat, my erfenis, my beker van seën, die een wat my lot bepaal, my raadgewer. My raadgewer. Wie is die Here vir jou vanoggend? Vers 8. Die Here is altyd by my. Ja, hy is aan my regterhand. Daarom sal ek nie struikel nie. Die Here is altyd by my. Weereens sien ons 'n verskywing in fokus. Benoudheid vers 1 en hier in vers 8 sien ons iets van 'n selfvertroue wat besig is om op te staan. U is my regterhand. In die Engels, as jy die Engelse vertaling gaan lees, dan sê jy sien, ek sit u voor my en u is my regterhand. Ek fokus op u, wie u is, en u is naby my. Daarom sal ek nie struikel nie. Daarom is ek nie bang nie. Daarom is ek nie benoud nie. Daarom het ek selfvertroue. Sien jy die verskywing? Here, beskerm my. Miskien sit jy volgende, Here, beskerm my. Beskerm my. En na hierdie 6 verse van die Here loof, sien ons selfvertroue, ek sal nie struikel nie. En hierdie selfvertroue verander in danksegging. Vers 9. Hieroor is my hart vol vreugde. Ek besing sy lof en woon in veiligheid. Die hart hierso is 'n simboliek van ons totale wese, dit wat ons lewe gee. En so in sy totale wese, weer eens 'n verandering van benoud, sien ons 'n totale vreugde. Vreugde, en dit is hierdie vreugde wat daartoe lei dat ons sien, hy sê, en ek sal u lof besing, barak, die woord barak in Hebreëus, om neer te val op my knieë, Here, om u naam groot te maak met danksegging. Met danksegging. Ek is benoud, maar dan is daar selfvertroue, dan is daar vreugde. Daar's die petisie van behou my, beskerm my, Here, en dan is daar selfvertroue, en dan is daar danksegging. Wat lei in hierdie psalm daartoe dat Dawid se fokus so verskuif van vrees vir die dood, bang wees vir die dood, na voor die Here neerval en met vreugde, dankseggings oor hom uitroep. Wat lei daartoe? Ons kry die antwoord in daai woordjie hieroor. Die woordjie hieroor in daai vers 9 help ons. As jy hom in Engels vertaal, therefore. Hieroor, as gevolg van wat vooraf gebeur het, Here, hieroor is my hele wese vol vreugde. As gevolg van wat vooraf gebeur het, Here, kan ek u lof besing. En so wat het vooraf gebeur? Wat het vooraf gebeur? Vir 6 verse het Dawid die Here se naam groot gemaak vir wie hy is. Vir wie hy is. En daarom vloei Dawid se danksegging in vers 9 uit. Sy oortuiging van wie God is en nie sy realiteit nie. Hy sit dalk nog steeds in daai grot, kruip nog steeds dalk weg vir Saul of vir Absalom. Sy realiteit het nie verander nie, maar sy danksegging vloei uit die wete, sy oortuiging van wie God is vir hom. Dit beïnvloed sy gemoed en dit beïnvloed sy optrede. U is my skuiling, my Here, my kosbaarste skat, my erfenis, my beker van seën, die een wat my lot bepaal, my insig.
Name in die Ou Testament, soos in baie etniese groepe in Afrika, is gegee op grond van 'n belewenis of 'n ervaring. Abraham, die vader van vele. Moses, die een wat uitgetrek is of die een wat uitgehaal is. Jakob, die een wat in die hagskeen vasgegryp het. En so in die Ou Testament stel die Here homself voor aan Moses, toe Moses sê, maar wie moet ek vir Farao sê, stuur my? En wie se naam moet ek sê, laat my volk gaan? En die Here se antwoord is, Jahwe, ek is. En soos wat hulle saam met die Here wandel, deur hulle belewenis en hulle ervarings, begin hulle vir hom name gee. El Shaddai, Lord God Almighty. Elohim, the Most High God. Adonai, Lord, Master. Yahweh, Lord Jehovah. Jehovah Nissi, the Lord my banner. Jehovah Ra, the Lord is my shepherd. Soos wat hy hulle deur die woestyn lei, the Lord my shepherd. The Lord that heals. The Lord is there. In die dag was daar 'n wolkkolom, in die aand was daar 'n vuurkolom. Die Here wat daar is. Kan julle sien hoe die belewennisse en die ervarings daartoe lei dat die ek is gevul word met ek is die een wat genees. Ek is die een wat voorsien, die manna, die kwartels. En so deur die belewenis en die ervaring word die ek is the everlasting God, the jealous one. The Lord will provide. The Lord is peace, the Lord of hosts. Dawid se vreugde en danksegging in vers 9 kom uit sy oortuiging, sy belewenis, sy wete, sy totale wete van wie God vir hom is. Jou danksegging vloei uit jou oortuiging van wie God is en nie uit jou realiteit nie. En so wie is God vanoggend vir jou? Wie is God vanoggend vir jou? En hoe beïnvloed dit jou gemoed en jou realiteit? Jou aksies, skus. Hoe beïnvloed dit jou gemoed en jou aksies in jou realiteit? As jy vanoggend moet sê, wie is God vir my, is sy naam maar net gekoppel aan, ja, ek weet hy is die geneesheer. Ja, ek weet hy is die een wat voorsien. Maar is dit vanoggend vir jou 'n totale oortuiging? Is dit vanoggend vir jou nie net, ek het daarvan gehoor nie, of ek het daarvan gelees nie, Danie, jy het nou 'n klomp goed genoem, ja, ek weet. Is dit jou totale oortuiging vanoggend? Is dit jou belewenis? Is dit jou ervaring? Is dit wie hy vanoggend vir jou is? Want hier's die ding, sy naam is nie apart van sy optrede nie. Hy kan nie optree wat nie in ooreenstemming is met wie hy is nie. En so wanneer ek in my realiteit sit en ek het nodig dat voorsiening moet deurkom, Jehovah Jireh, die een wat voorsien, sal nie anders kan as om te voorsien nie. Wie is die Here volgens vir jou? Etienne, wie is die Here vir jou? Een ding. Noem hom. Alles. Ek kos wees 'n bietjie meer spesifiek. Herman, wie is die Here vir jou? Redder. Hoe beïnvloed dit jou realiteit? Is die vraag wat jy daarna moet vra. Susan, wie is hy vir jou? Hoe beïnvloed dit jou realiteit? Hoe beïnvloed dit jou realiteit? Wynand, wie is die Here vir jou? Jou meester. Is hy die een wat bepaal? Philip? Voorsiener? Hoe beïnvloed dit jou realiteit? Die name wat aan God gegee is in die Ou Testament, is gegee op grond van 'n totale oortuiging. Ek sien die wolk, hy is met my. Ek sien die kwartels, hy is my voorsiener. Hy kan nie optree buite sy karakter en sy wese nie. Sy karakter en sy wese bepaal sy optrede. En daarom is dit so belangrik dat ons vanoggend verstaan dat as ons sê ons danksegging vloei uit ons oortuiging van wie hy is, sukkel ek met danksegging in my realiteit, dan moet die vraag wees, maar wie is hy vir jou?
Want dan is jou realiteit groter as wie hy is. En daarom is dit vir ons moeilik om in alle omstandighede met woorde te sing en te bid en te skryf, dankie Here, want ons realiteit is groter as ons God. Wie is God volgens vir jou? Wie is God? Ons almal weet in hierdie tyd, as jy op pad stap saam met die Here, ons gaan deur dal van doodskare wees gaan. Maar ek hou hom voor my, en hy is hier langs my. En wanneer ek benoud raak, want ons word benoud, dan draai ek na hom toe, en ek begin sy lof besing. Ek begin fokus op wie hy is vir my, in my realiteit. En dis met daai wete van wie hy is, dat ek weet ek sal nie struikel nie. Ek sal nie struikel. En dat ek op my knieë kan neerval en sê, Here, dit is moeilik, dit is swaar, maar jy is met my. Dankie dat U by my is. Beskerm my, dankie dat U my veilige plek is. Dankie dat U my voorsiener is. Here, voorsien vir my uitkoms. Gee vir my insig, gee vir my raad. Wie is God volgens vir jou? Wat is sy realiteit regtig vir oggend in jou lewe?